Hallo julle, vandag begin ons met 'n splinternuwe reeks. Vir die volgende paar weke gaan ons kyk na iemand wat bekend geword het as een van die wysste mense wat nog ooit geleef het. Sy naam was Salomo. Salomo was koning Dawid se seun. Na Dawid het Salomo koning van Israel geword. Maar hier is die probleem. Om koning te wees beteken nie dat jy skielik al die antwoorde het nie. Salomo was nog 'n jong man. Hy moes 'n hele volk lei en vir hulle besluite neem. Hy moes moeilike besluite neem. Mense sou na hom toe gekom het met probleme en hy moes weet, wat is die regte ding om te doen? Toe gebeur iets ongelooflik. God verskyn een aand aan Salomo in 'n droom en vra vir hom, wat kan ek vir jou gee? Wat moet ek vir jou gee? Dink 'n bietjie daaroor. Wat sou jy gevra het? Sou jy gevra het vir geld? Ek dink baie mense sou. Om beroemd te wees, famous te wees, om die beste sportster te wees in jou skool, om nooit weer huiswerk hoef te doen nie. Jy weet net alles. Salomo kon vir enigiets gevra het. Maar hy vra iets besonders. Iets wat ek en jy nie altyd aan gedink het nie, of dalk nie aan sou gedink het nie. Hy vra vir wysheid. Hy vra vir God, hy vra dat God hom sal help om te verstaan wat reg en wat verkeerd is, sodat hy goeie besluite kan neem as 'n koning. En dit leer ons iets baie belangrik. Slim wees en wys wees is nie noodwendig dieselfde ding nie. Jy kan baie feite ken en jy kan steeds slegte besluite neem. Jy kan goeie punte kry en steeds doen wat verkeerd is. Wysheid is nie net om te weet wat reg is nie. Wysheid is om te weet wat reg is en om te kies om dit te doen. Sien julle die verskil? En dit is waaroor ons die volgende paar weke gaan gesels. Salomo het baie van sy wysheid met ander mense gedeel. En ons kry daarvan in die boek van Spreuke. Spreuke is in die Ou Testament. Spreuke praat oor regte dinge waarmee ons elke liewe dag worstel. Goedjies wat elke dag gebeur. En al daai wyse raad is binne in Spreuke. Hoe kies ek goeie vriende? Wat doen ek wanneer ek kwaad is? Hoe gebruik ek my woorde? Hoe maak ek goeie keuses wanneer ander mense druk op my sit om dalk die slegte keuse te maak? En hoe leef ek op 'n manier wat God gelukkig maak en hom eer? Dit is alles vrae wat ons elke dag mee sukkel. En daar's 'n hele boek, daar's eintlik 'n hele handleiding vir hoe jy jou lewe moet lei. Daar is een vraag wat ons daarom die volgende paar weke gaan vra. Wat is die wyse keuse? Want wanneer jy nie weet wat om te doen nie, hoef jy nie net op jou eie slim planne staat te maak nie. Jy kan, net so Salomo, vir God vra, Here, gee vir my wysheid. Help my om die regte keuse te maak, maar ook om die regte ding te doen. Kom ons kyk wat gebeur het toe Salomo presies hierdie doen. Kyk gou na die volgende video. Stories of the Bible. Solomon asks for wisdom. This is Solomon. Hey there! Solomon was the king of Israel after his father David. Solomon loved God, and God was with Solomon and made him very powerful. Oh, yeah! One night, God appeared to Solomon in a dream. Whoa! God said, "What do you want? Ask and I will give it to you." Solomon said, "You showed great and faithful love to David, my father, and now you have made me king in his place." But then Solomon said that he felt like a child who didn't know his way, and that there were so many people of Israel to lead. So Solomon asked God for wisdom. He asked for an understanding heart so that he could rule God's people well and know the difference between right and wrong. God was happy that Solomon asked for wisdom because it showed that his greatest desire was to help God's people. God said, "I will certainly give you the wisdom and knowledge you requested, but I will also give you wealth, riches, and fame, such as no other king has had before you or will ever have in the future." Whoa! Then Solomon woke up and realized it had been a dream.
Wow! He went back to Jerusalem and made sacrifices to God. God did give all he said he would to Solomon. Solomon was known as a wise king and ruled God's people with wisdom for many years. Dink net weer aan die keuse wat Salomo gehad het. God het vir hom gesê, vra wat ek jou moet gee. Hy kon enigiets gevra het. Hy kon rykdom gevra het. Hy kon mag gevra het. Hy kon gevra het dat hy belangriker is as enigiemand anderste. Maar Salomo vra, Here, gee vir my wysheid. Hoekom? Want Salomo het geweet dat hy God se hulp nodig het om goeie besluite te maak, om 'n goeie koning te wees. 'n Koning wat nie net die volk lei nie, maar 'n koning wat eer aan God se naam bring. En dit bring my by 'n belangrike vers wat ons hierdie week gaan leer. Ons geheuevers vir die dag is Spreuke 9 vers 10. 9:10, Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Ons gaan hierdie vers nog baie hoor, so kom ons sê dit sommer saam. Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Baie mooi, maar wat beteken dit? Dit beteken dat ware wysheid nie net begin met hoeveel jy weet nie, dit begin met wie jy vertrou. Wanneer jy God ken, na hom luister en sy woord leer ken, begin hy jou leer hoe om daai keuses toe te pas, hoe om sy woord in jou lewe toe te pas. En julle gaan hierdie week baie keuses moet maak. Partykeer maak ons keuses sonder om eers daaroor te dink. Maar wanneer iemand by die skool iets leliks oor jou sê, wat is die wyse keuse? Wanneer jou vriende iets wil doen wat miskien verkeerd is, of jy weet jou ouers gaan nie daarvan hou nie, wat is die regte keuse? Wat is die wyse keuse? Nie net reg en verkeerd nie, wat is wys? Wanneer jy kwaad is en jy wil iets sê wat iemand gaan seermaak, wat is die wyse keuse? Of wanneer jy iets verkeerd gedoen het en niemand weet daarvan nie, wat is die wyse keuse? Hier is wat ek wil hê julle moet hierdie week probeer. Wanneer jy voor 'n moeilike besluit staan, 'n moeilike keuse, stop net vir 'n oomblik. Net 'n oomblik. Niemand hoef te weet nie. Dit kan stil in jou gedagtes wees. Bid net. Here, gee vir my wysheid. Help my om die regte, wyse keuse te maak. Want onthou, om slim te wees beteken nie jy weet net baie goed nie. Om wys te wees beteken jy kies om die regte ding te doen. En dit is waar ware wysheid begin. Jy is miskien nog jonk, maar jy kan baie wyser wees as meeste volwassenes. Wysheid begin met die dien van die Here. Spreuke 9 vers 10. Volgende week gaan ons een van Salomo se spreuke vat en ontdek hoe God se wysheid ons kan help met die dinge wat ons elke dag in ons lewens teekom. So, tot volgende keer. Onthou, Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here.